They said, let's go 4x4ing off the rain. It's going to be fun, they said. And now, the easy route. Oh, wow. Alrighty, we have arrived. We've been the whole day, we did the easy mountain route, and yeah, it wasn't that easy. We've been doing recoveries for what, 10 hours now? Yeah. Okay, I gaan sê dis what a day. Ek meen Camp Hulle Sport het ons almal definitief deur 'n hele roete gebring.
Ek dink dat ons almal hierso as 'n groepie staan is amazing. En ek dink wat Hannes gesê het oor ons almal wil graag by mekaar kom vir wildlife conservation, maar ek dink dis hier waar jy die liefde kry vir natuur. Om daar vas te sit so 'n klomp manne. Almal het hulle, almal is net besig en die feit dat almal letterlik by mekaar kom as 'n groep en mekaar uithelp, dit was net 'n experience. So vir die ouens wat dit ongelukkig nie deurgemaak het nie, ons sien julle volgende jaar. En vir die ouens wat dit saam ons deurgemaak het, wow, freaking done. Soos ek dink nie ons sou dit kon maak sonder 'n groep nie. Want dit sou nie gebeur het nie. Dankie vir Hannes en Mabalingwe en Bospoort Predator Park wat vir ons die geleentheid gee om hier agter te ry. Ek dink sonder Hannes hulle sou ons nie gewees het waar ons nou hierdie tipe natuur kan geniet nie. So ek wil hê die ouens wat Camp Sport toe kom, besef waar julle is. Besef die geleentheid wat julle het en besef saam met wie julle kan leer. En ek dink Lionel en Hannes is al meer as hoeveel jaar betrokke hierso en ek dink daar's 'n history agter dit ook. So ek dink hulle moet julle so 'n bietjie vertel oor hoe Camp Sport actually begin. Paul Lionel. Okay, laat ek vir julle sê dat as 'n mens hierdie dag vat en jy sit al die mense by mekaar en almal praat en almal ken mekaar nie. Maar wanneer jy mense ontmoet en julle vra vir my is waar kom dit? Ek het oom Hannes vir julle, Hannes Mabalingwe se pa geken. En die dinge wat hy gesê het en die dinge wat ek en hy oor gepraat het, weet is wat ons vandag ge-achieve het. Maar dit is 'n lang tyd wat daaroor gepraat was en dan so en sê ek eers oom Basie, ek is nog net te besig. Ek kan nie vandag kom nie. Ek kan nie hierdie naweek kom nie. Ek kan nie dit en al daai goedes nie. En dan net so in 'n oogwink, toe is hy nie meer by ons nie. En ek weet nie hoe lank na die tyd dit was nie, toe bel Hannes my. Hy sê, maar my pa het gesê dit gaan gebeur. En daar begin ons weer. En ek sal nooit vergeet nie, daar's nog 'n roete wat julle gaan saam met ons doen is, ons noem dit die Kubu. Daar boop het ek en hy gepraat, waar so 'n plat stukkie is, wat jy die lewe sien. Jy sien die wêreld, jy sien die plekke, jy sien alles wat reg is. En in 'n punt, toe ons nou hier is, ek weet nie hoeveel jaar is dit nou. Ek dink 18, maybe 20, ek weet nie, dit is dit. En die groot ding in hierdie tyd waar ons hier is, dis die blessings. En vir my is 'n 4x4 en hierdie wat ons hier beleef, bring die mense daarna toe. En die groot ding is, almal, jy weet vandag toe ons begin het hier met hierdie technical ene, en hierdie ook met sy patrol is tussenin. Ek sê vir hom eers, jy het 'n friskar hier, so jy gaan hierdie ouens 'n les leer vandag hierso. En as jy seker jy wil dit doen, want jy kan dalk 'n krappie of 'n die of 'n daai kry, is hy dit gedoen. En saam met al daai goedes wat gebeur, bring dit die mense om te weet, ek kan met my 4x4 baie plekke gaan. Hierdie is die geboorteland van waarheen jy kan gaan. En dit is die happiness vir my. Dit is wat 4x4 vir my is. Anders jy kan verder sê wat so. Ek dink vir ons is dit baie belangrik om almal wat hier is, eerstens kort praat gou oor vandag. Vandag het sy uitdagings gehad. Die eerste keer as ons water gehad het en ons is gebless. Die reën was na die groot vuur het ons skielik vloede en reën gehad wat 'n wow was. Uitdagend vir die karre, maar ek as bietjie buitestander vandag kon sien die kohesie tussen hulle, maar almal het gehelp, almal het gelag. Dis nie ene wat kwaad was of wat gesê die dag is. Almal het gekuier, almal het gelag en het geniet. Vir ons die belangrike ding en veral in die Predator Park, ons doel van ons Predator Park is om mense lief te maak vir ons katte, vir die natuur. Ons leer daai chokkertjies wat daar sit,
die liefde vir die diere, want oor 15 jaar is dit hy wat die conservation moet doen. Hulle gaan die conservationists word terwyl julle almal gaan uitwees soos wat ons nou is. So, dis 'n voorreg om almal hier te hê, maar ook dit wat julle vandag gedoen het, waar julle in die modder vasgeval het en vir ons bane oopgemaak het, julle maak ons brandbane oop. Julle besef dit nie, maar daai paaie wat julle ry, word gery as ons jag. Ons toeriste ry nie daar nie. LA Sport ry dit, en ons ry dit as ons vure het. Dis al wanneer daai paaie gery word. En elke jaar kom LA Sport hierdie tyd van die jaar en julle help ons paaie oopmaak. Dis julle bydra tot conservation, maar die belangrike ding is die passie wat julle vandag geleer het en gesien het op hierdie plek, gaan julle uitdra. Julle gaan ander reservate besoek en so ek vanoggend gesê, die oomblik as jy met jou 4x4 by 'n ander natuurreservaat inboek, draai jy by tot conservation, maar conservation in ons land kan nie plaasvind sonder jag en sonder toerisme nie. Dis die twee belangrikste bydraes in die hele wêreld. Dis die wêreld se resep van conservation. Is toerisme en jag. Daai wat die ANC sê ons los 'n stukkie bos, hy moet na homself kyk. Dis preservation, hy werk nie. Ons het die bewyse. Hierdie werk, want ons is almal besig met consumptive use. As julle ons nie besoek nie, gaan ons deure toemaak. COVID het dit vir ons gewys. 3 maande is deure toe, chaos. Absolute chaos geweest. So ons is afhanklik van toerisme. Mbombela is 'n awesome plek. Die van julle wat dit nie weet nie, as ons vol is, slaap ons 3084 mense. Dis die regte op hierdie plek. As nou 'n nuwe ontwikkeling by Ingelosi, daar kom nog 20 huise by. So, maar met al die mense wat hier is hier 'n plekkie vir elkeen. Elkeen kan sy stukkie bos kom geniet en sy natuur geniet en dit terugvat huis. Die belangrike ding is die jeug van vandag kort blootstelling, want hulle kry dit nie in die skole nie. En dis wat ons probeer bied vir hulle. Maar LA Sport, wel dan. Anel, Alicia is nie maar wie wat jy en Alicia is 'n awesome team. Julle het hierdie ding gedryf, gemaak, werk. Almal se tone getrap, ons het ons tone gehou. En vir die ou man, dit is lekker om die energie te sien en dat ek net nou gesê het, ek dink wat ons almal van Afrika is ons son, ons energie, ons stof. Dit is Afrika. En vandag se modder by die pakket vol gemaak, maar dankie ons waardeer. Yeah, I think just to, for English fans out there, I think Anel, LA Sport, all the sponsors together with Mbombela, the guys put on a spectacular show today. I mean, the whole community came together. We saw people of all fans, this and that, coming together and working through a spectacular view with some intense connection with Mother Nature. What a day. LA Sport, thanks guys. Mbombela, Hannes, the team, thanks for hosting. We've seen some water coming out on the top of the mountain and all the way down to the riversides down here. What a way to experience it, and I think in the 4x4 community that's the raw experience. So guys, LA Sport, LA Camp, LA Sport Camp, get yourself centered for next year. It is a experience and a half. What a way to end of the day. There's a beautiful sunset. We've got family, we've got friends, we've got a whole community together, and you don't want to miss it. It was awesome. Thanks guys. Okay. I had a good experience today. I think it was a good, like my sister explained, I think it's a good bunch of camaraderie that happened. A lot of people coming together. You always see people during the week, maybe some clients, some friends. But when you come into an environment like we came in today, you really start to see who's out there, how much people give, and what they want to do, and how much fun they're having. I think today really tested all of us. It was a lot of mud,
mud is one of the things that we despise most in our 4x4 industry, if you want to call it that. Call it grinding paste. But yeah, it was good. It was good fun. And we had fun. A lot of it. Yeah, we'll see you next year. Awesome fun. Thank you. Thank you, Chop.